Nou, julle ken my. Ek sê dit baie. Ek sê ek gaan tone trap, want ek dink dit het tyd geword dat ons by die waarheid uitkom. Laat ons die waarheid van die woord van die Here weer suiwer verkondig. Want ek het iets geleer in my lewe. As jy die woord suiwer verkondig, gaan werk die Here saam. Dis so amazing, want dis hoe dit moet wees. Maar ons is so gewoond aan alles wat gebeur in die wêreld en al die tipe van dinge, dat ons praat naderhand soos die wêreld. Ons het dieselfde beginsels, dieselfde goedjies wat ons toepas, en dis nie noodwendig in lyn met die woord van die Here nie. En dan plaat dit ons. So, die woord sê dit op 'n stadium, die wat ore het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. So ek sê vanmôre, die wat tone het, trek hulle in. Trek hulle in. Want die Here wil vanmôre met julle praat. Ek wil vanmôre 'n ding vir julle oopbreek. Wie van julle hou daarvan om in die woord te delf en dan skielik, dan gaan hier 'n ding vir jou oop, wat jy nog, het ek dit nog nooit raak gelees nie. Hoekom raak dit nou skielik vir my lewendig? Maar dis die krag en die wonder van die woord van God. Hy's nooit dieselfde nie. En as jy regtig indruk en voor jy jou woord lees, sê Heilige Gees, breek dit vir my oop. Gee vir my openbaring, dan doen hy dit. Want hy wil verhouding hê met jou. So ek gaan met 'n baie snaakse aanslag begin. Ek praat met julle oor bonatuurlike vloei. Nou julle gaan nou verstaan, en kyk nou net hoe getrou is die Here. Ons praat van vuur. Ons praat van water. Kyk hoe kom die Here en bevestig net sy woord en alles wat daarmee saamgaan. Nou goed, ek moet 'n beginsel aan julle verkondig. Nou as julle sal verstaan, in die woord, as daar 'n sekere manier was van dinge doen, ons noem dit amper 'n protokol, as daar 'n gesagsorde was in 'n ding, dan is dit mos toepaslik op ons. As die Here dit gedoen het, as Jesus dit gedoen het, moet ek en jy dit ook doen. Is ek reg? Want hy is tog ons voorbeeld. Ons wil navolgers wees. Ons wil sy manier van dinge doen. Nou om die beginsel vir julle vas te maak, gou agtergrond. Eerste plek, Openbaring 8. Is daar baie mooi gedeelte. Nou dis nie eindtyd, wat hierdie goed afspeel, maar onthou dis 'n beginsel. Dis 'n beginsel. Openbaring 8 sê hy, 'n engel het gegaan en die gebede van die heiliges van die altaar afgehaal. Onthou nou, elke gebed van 'n heilige is by die Here. Daar gaan geen gebed verlore nie. Die Here bewaar dit. Dan gaan die engel en dan meng hy dit met baie reukwerk, met wierook. Waarvan is wierook 'n teken? Aanbidding. Jou lofprysing. Hier kom die Here en hy vermeng dit, die gebede, die engel, hy vermeng die gebede met die wierook. Nou baie van ons is daar. Dis daar derde stap. Dan sê die Vader vir die engel, meng dit nou met die vuur van die altaar. Waarvoor staan die vuur? Die krag van God. Die krag tot uitvoering. In die oomblik as jou gebed gemeng word met jou aanbidding, en nie aanbidding wat in die hemel plaasvind, gemeng word met die krag van God, dan stort die engel dit uit op die aarde. Wat gebeur? Dan is daar execution. Dan word dit uitgevoer. Dan gebeur dinge. Nou wie van julle sal daarvan hou, as jou gebede so werk, elke keer as jy bid, dat alles in lyn is en die Gees van die Here begin net werk. Bonatuurlik. Nou ons noem dit 'n bonatuurlike vloei. Verskillende terreine. God se koninkryk werk altyd met 'n vloei. Altyd. Jy kan maar gaan kyk. Daar's altyd hierdie vloei van dinge wat moet gebeur. Dis waar commanded blessing vandaan kom. Die Here het 'n ding verordineer. Hier's die seën van die Here. Hier's 'n paar dinge wat vooraf moet gebeur. En as jy volhard in dit, en jy doen dit alles, dan is die blessing outomaties daar. Julle almal ken, ek dink is, Psalm 133, waar daar eenheid is, gebied die Here sy seën. It's a commanded blessing. As daar eenheid is, dan vloei die guns van die Here.
Dis wat dit moet wees. So in 'n verhouding is dit 'n vloei van intimiteit en interaksie. Dis 'n vloei wat daar is. Tussen ons en die Here, intimiteit, interaksie. Kom dit net van een kant af? Is dit net een wat die hele tyd praat? Nee. Dit kom van al twee kante af. Ek het 'n ruk terug gepreek oor come into agreement with God. Die Here het sy deel en jy het jou verantwoordelikheid. Hy gaan altyd getrou wees. Ons is nie altyd getrou nie. Ons kan sukkel so bietjie. Ons skeep so bietjie af. Dis ongelukkig wat gebeur. In finansies, in besigheid, is daar 'n vloei. Jy moet dit verstaan. Daar's 'n invloei en daar's 'n uitvloei. Daar kan nie net 'n invloei wees nie. Daar's 'n invloei en 'n uitvloei. Hulle vra vir Smith Wigglesworth, hoekom verkondig hy dat jy elke dag 'n nuwe invulling met die Gees van God nodig het? Hy antwoord hulle, hy sê, want ek lek. Is dit nie ons lewenswyse moet wees nie? Die Gees van die Here in jou moet jy verander gee. Jy moet diensbaar wees, sodat daar weer plek is vir nuwes, vir 'n nuwe invulling. So dit is so mooi, so dit bly 'n vloei. Daar's 'n vloei as ons kyk na Heilige Gees werking. Daar's 'n vloei as ons kyk na wonderwerke, hoe dat goed gebeur. As ons kyk na gebedsverhoring. Wie in hierdie plek, kom ons kyk gou. Wie van julle in hierdie plek het 'n baie ernstige saak waaroor jy bid? En hy kom nie deur nie. Come on, sê vir ons die hande op. Kyk hoe baie is daar. So dit is waaroor vandag gaan. Dit is 'n outomatiese proses, 'n vloei. Maar in die voorbeeld wat ek gebruik het, is daar's 'n missing link tussen die tweede en die derde stap. Daar's 'n missing link tussen my gebed wat gemeng word met wierook en my aanbidding en al die goed en die krag van die Here. Daar's 'n missing step. Nou dit is so. Die Here bepaal ons wanneer goed gebeur. Dis van sy tydsberekening waarop ons staat maak. Dit is mos hoe dit moet wees. Maar nogtans, ek en jy moet getrou bly in ons gebed. Maar daar's 'n missing link. Ek het hom gekry. Ek het die missing link gekry. En ek weet, die Here gaan goed doen vanmôre in hierdie plek. Hy gaan dit waarvoor jy jare bid, gaan hy in 'n oomblik verander. Hy gaan wonderwerke doen. Hy gaan tekens doen. Hy gaan vir jou wys hoe getrou hy is. Want hy is altyd getrou. Ek en jy is nie altyd getrou nie. Daai link kom eintlik van ons kant af. Ons besef dit nie altyd nie. Ongelukkig, die deursnee mens, en kom nou, ons is almal daar, die deursnee mens, wat doen ons? Hier kom die tone. As daar probleme kom, en as dit moeilik gaan, wat doen ons? Dan gryp ons gou na die Bybel. Dan bid ons nou gou. Nee, die Here moet nou help. Die Here, jy kry mense wat vir jou sê, julle moet my help, want die Bybel sê julle moet my help. Jy kry mense wat so entitled raak, maar dieselfde Bybel sê ook dit en dit en dit en dit moet jy doen. Dis jou eie verantwoordelikheid. Jy weet so, jy gaan gryp na die Bybel, jy gebruik die Here as 'n spaarwiel, jy het dit al gehoor. Ek het 'n beter een as 'n genie, jy gryp hom en jy polish hom vinnig, jy stof gou daai Bybel af en jy hoop, die Gees van die Here gaan uitspring, met respek. Hy gaan ook ongelukkig daar wees, die Bybel en gebed is gewoonlik jou laaste opsie. Is ek reg? Kom ons eers alles self probeer. Ek en jy is mos baie slim. Die Here weet alles, maar ons is slimmer. Ons sal self, 2-jariges. Ons sal self, maar dit werk nie. So ongelukkig, baie mense is lone rangers. Baie mense werk so bietjie, hulle is geheime agente. Nou as julle reg hier kom het, dit is soos, hoor nou hier, soos 'n saambly verhouding. Pastoor, moes jy daar gaan? Ja, ek moet. Ek kan nie hanteer dat jy jouself diskwalifiseer van die seën van die Here nie. Deur so te lewe nie. Want ek weet die Here gaan die skuld kry. So ek gaan daar vandag. Hoe werk 'n saambly verhouding? Ek soek alles, ek soek al die perks, maar ek wil nie commit nie. Ek hou die agterdeur oop.
As iets gebeur, tjoep, dan is ek weg. Dis maklik om in so 'n geval vir die persoon te sê, as die moeilikheid kom, ek sien met jou getroud nie, so baie. Dan gaan ons. Dis hoe 'n saambly verhouding werk. Nou ongelukkig begin ons dit toepas in ons verhouding met God. Dis 'n saambly verhouding. Ek sê dit met groot hartseer. Ons as die bruid van Christus, as jy in so 'n verhouding is, wil jy nie die bruidegom se ring dra nie. Hoor wat ek sê. So dis baie hartseer, maar nou kyk nou hier, sonder daai verhouding met God, is daar 'n skrifgedeelte in Matteus 6 vers 7 wat dit baie mooi sê. Die Passion sê hy, when you pray, there is no need to repeat empty phrases, praying like those who don't know God. For they expect God to hear them because of their many words. Jy al agterkom as iemand nie regtig 'n verhouding met die Here het nie, dan bid hy soos ander mense bid. Die stemtoon verander, hy raak baie heilig, wilt gehoor iemand bid so. Dis amper soos die rugby speler, weet nie of julle vir Johnny Wilkinson onthou nie, op die stadium het hy palle toe geskop, nou dit was my werk op skool, ek was ook die goalkicker, nou het hy die ritueel waardeur hy gaan hou hy sy handjies so bymekaar. 'n jaar later toe doen almal dit, want daar's nou 'n triek in. Ons almal naap maklik. Dis ongelukkig die hartseer van die ding. So, ons bid met snaakse woorde, maar kyk wat sê hy, praying like those who don't know God. Dis presies die punt. Want as jy die hele tyd net die Here gryp, as jy hom nodig het, om na hom toe kom, dan ken jy hom nie. Dan jy mos nie 'n verhouding met hom nie. Dan jy gehoor jy moet hom gryp. Dis 'n aircon wat klink of hy gaan opstyg. So dis baie interessant, so jy het dit aangeleer, ons noem dit sielsgebede, dit kom uit jou brein uit, dit kom uit jou gees uit nie. So dis sielsgebede, en dit is uit godsdienstigheid. Dit raak stil in hierdie plek. Hoor wat ek vir julle sê, ons kom nou by 'n punt. So, jy doen dit, maar daar's nie resultate nie. Hoekom nie? Want daar's nie 'n bonatuurlike vloei van die gees van die Here nie. Ja, maar pastoor, ek bid dan, ek weet. Maar onthou, die Here kyk na jou hart. Hy kyk na die opregtheid in jou hart, hoe hierdie dinge moet gebeur. En dit is nie daar nie. Hulle gebede word nie beantwoord nie. Raai wie kry die skuld? Die Here of die woord? Nee, die Here het witbroodjies. Maar jy is verkeerd. Jy is buite die wil van die Here. Gebrek aan 'n persoonlike verhouding met God is die volgende, en hierdie moet ek vir julle demonstreer. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skuitsmuur geword, tussen julle en julle God, en julle, lees julle reg, julle sondes, het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. As jy lank in Shalom is, gaan jy weet, ek het die al baie gedemonstreer, ons het baie besoekers. Hoor hierdie beginsel, hierdie gaan jou help vanmôre. God staan met jou en kyk, na jou en kyk, verhouding, aangesig tot aangesig. Maar jy het sonde in jou lewe. Kan God in dieselfde sin as sonde genoem word? Nee, want sonde het hom sy seun gekos. Wat gebeur? Jou sonde maak dat God dit doen. Hy draai sy rug op jou. Jy kan huil, jy kan kla, jy kan kerm, jy kan bid, jy kan hom aanvat op sy woord soos hy wil. Die Here hoor jou, maar hy reageer nie. Hy reageer net op een gebed. En dit is so 'n mooi voorbeeld, want hy het die tollenaar daar in Lukas 18. 'n ander man het op die straathoek gestaan en al hierdie mooi goed en sê, ek is blyk nie soos daai ou nie, regte kerkmens. Die tollenaar kom en sê, Here, wees my, die arme sondaar, genadig. En die Here draai sy saak om. So as God weggedraai is van jou, God wag net vir een gebed. Here, vergewe my. In die oomblik as dit gebeur, draai hy terug.
Dis 'n beginsel wat jy moet snap. Nou onthou, alles wat jy gebid het, hou hy. Hy het dit nie nou weggegooi nie, hy hou dit. Maar nou kan hy daarmee werk. Baie belangrik. Jy moet dit weet vandag en jy moet vandag besef, jy kan jouself nogal snoeker van hierdie. Geen gebed van 'n regverdige gaan verlore nie, maar kyk nou hierso. Baie hard, sluk diep. You can't expect God's favor on your life while you live in disobedience to His word. Ons slaan hom nou toe, suiwer. Jy kan nie verwag van God om sy woord gestand te doen, terwyl jy nie sy woord lewe volgens sy woord nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Want God gaan nie sy woord verander nie. God se woord staan vas. Jy moet verander. So onthou dit nou, as jy in ongehoorsaamheid lewe, as jy in beginsels lewe teen die woord van God, kan jy nie staat maak op sy beloftes nie. Dis 'n groot eye-opener vir baie, ek sien dit. Hy val nogal diep. Hoekom? Jakobus 4 vers 3 sê in die Afrikaans, julle bid en julle ontvang nie. Hoekom nie? Omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle eie welliste deur te bring. Wat doen die mens? Die mens sê, ek sal my lewe lewe op my terme. I've got news for you. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ek het iets begin leer in my lewe uit die woord uit en Here het vir my oopgebreek en hierdie wil ek nou met julle begin deel. Dit het daai laaste missing link vasgemaak vir my. Nou sê ek weer, as Jesus dit gedoen het, is dit 'n voorbeeld vir ons. As Jesus gevas en bid het, moet ons vas en bid. Is ek reg? As Jesus baie gebid het, moet ek en jy baie bid. Jy weet baie vinnig as 'n pastoor nie lekker in lyn is nie. En hy sê vir jou, jy hoef nou nie 40 dae te vas om hierdie te ken nie. Dan weet jy, hy het nog nooit so lank gevas nie. Dan weet jy, hy probeer dit afskiet. Dis ongelukkig hoe dit is. Die mens wil altyd iets aftrek na jou level toe. Terwyl die Here ons wil optrek na sy level toe. Onthou dit altyd. So, ek het iets geleer in al my krisissituasies, al die gevalle wat ek elke week moet hanteer, al die issues. Die Here het vir my hierdie sleutel oopgemaak en ons gaan dit vanmôre gebruik in hierdie plek. En ek weet met my hele hart die Here gaan iets groots doen. Jesus eie woorde en sy verklaring, hierdie moet julle nou mooi verstaan. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus explained, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes next to the Father, lees no more, except through union with me. Die Afrikaans sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hierdie sê, niemand kom na die Vader behalwe deur eenheid, gemeenskap, verhouding met my nie. To know me is to know my Father. Julle moet kyk hoe diep gaan hierdie nou. Ek gaan jou horison 'n bietjie verbreed vanmôre. Through union with me is die sleutel hierso. Hoekom? Gemeenskap. As jy gemeenskap het met die Here, dui dit op. Commitment. Ek en die Here is in een gees. Kom op 'n punt waar ons sê dieselfde prioriteite, dieselfde waardes, dieselfde oortuigings, pertinente volgorde in die gees, protokol in die gees en dan geestelike wette. So dis wat die Here sê. Hy sê hulle is een, jy kan net met my by die Vader uitkom as jy in eenheid is met my. Volgende vers. Johannes 5:19. So Jesus said, I speak to you timeless truth. The Son is not able to do anything from himself or through my own initiative. I only do the works that I see the Father do. For the Son does the same works as the Father. As die Vader en die Seun, hy sê, en ek dink Johannes 10:30 sê hy, ek en die Vader is een. Ons is een gees, ons is een in alles wat ons is, ons staan in eenheid, ons is presies dieselfde. So daai eenheid is krities belangrik vir my. En daarom is dit belangrik vir my en jou. So as Jesus dit sê, praat ons van eenheid.
Bly by my. Ek het dit nie op die skerm nie. Amos 3 vers 7 sê die volgende woorde. Hy sê, surely the Lord God will do nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. Verstaan jy vandag, dat God wil niks in jou lewe doen, voordat dit aan jou geopenbaar het nie, want hoekom? Jy is die profeet van jou eie lewe. Hoekom hol ons so na al die profete toe? Hoekom is dit so groot issue vir ons? As daar 'n profetiese diens is, dan is die plek uitgepak. Het ons lui geword? Om self by die Here te hoor? Moet ek? God verkies om direk met jou persoonlik te praat, voordat hy deur 'n profeet met jou wil praat. Maar ek en jy te lui geword om tyd met die Here te spandeer. Ons sê altyd, hoe hoor jy die stem van die Here, pastoor? Ek maak tyd. Ek het sy stem leer ken. Ek soek nie 'n quick fix nie. Waar kry mens quick fixes? Met dwelms? Die ding van ons dag? Ek soek nie 'n quick fix, ek soek 'n upper, wat my net laat beter voel. Dis dieselfde gesindheid, ons word aan die wêreld gelykvormig, sonder dat ons dit besef. Want dis 'n mindset, dis die manier van dink. So jy moet self by die Here hoor. Dit gaan tyd vat. Dit gaan verhouding vat. Maar nou kom ons by union with God uit. Nou kom ons by verhouding uit. Nou val 'n paar dinge in plek. So Boeta, Sissa, hoor gou vir my mooi. Ek moedig jou aan. Spandeer tyd met die Here. En, Sissa's, gee hom kans om te praat. Gee hom ook kans om te praat. Glo my, dis goeie raad. Glo my, jy gaan die waarheid hoor. Dis baie interessant, dat die Here altyd in 'n droom of 'n visioen 'n vroufiguur gebruik as 'n tipe van die Heilige Gees. Dit is altyd vir my baie, baie interessant, want daar's tog oortuiging, daar's wysheid, dis al. So vrouens, daar bou ons julle nou gou weer op. Julle is 'n tipe van wysheid, van insig, maar partykeer die Here is ook 'n gentleman, die Heilige Gees is 'n gentleman, hy gaan hom nie al forceer nie. Jy moet tyd maak. Jy moet tyd maak. Weet jy, ek het 'n persoon gehad, wat my gesê het, hulle wil by die Here uitkom, hulle wil werk. Ek sê vir hom nou, begin vas en bid. Hier so na dag 5, sê hy, pastoor, Here het nog nie met my gepraat he. Ek sê nou, hou aan. Hoe ernstig is jy? Dag 6, 7, jy begin die Here deurbreek, begin die Here met hulle praat. Hy sê vir my, nou, maar hoekom? Ek sê, die Here het net gekyk of jy genuine ernstig is. Hy het gekyk of jy regtig honger is, en of jy 'n quick fix gesoek het. So dis hoe die Here werk, so hier is my mooi, God verkies om direk met jou te praat, onthou dit. Nou goed, wie in hierdie plek wil die bonatuurlike vloei van die Gees van die Here sien in jou lewe? Almal van ons sal dit wil doen. As 'n prys om te betaal. Maar dit is nie so ernstig nie. So hierdie is die mooi goeders. So, interessant, kyk gou hierso, Lukas 9:43. Everyone was awestruck. They were stunned seeing the power and majesty of God flow through Jesus. Dis 'n vloei van die Gees van die Here. So dis mooi. It's a supernatural flow out of union between Father, Son and Holy Spirit. En ek en jy kan deel wees daarvan. So dis die punt daarvan. Hier kom dit nou. Jesus se belofte aan my en jou. Julle almal ken hom. I tell you this timeless truth. The person who follows me in faith, believing in me, will do the same mighty miracles that I do, even greater miracles than these, because I go to be with my Father. Die Here het 'n belofte gemaak en sê, ek en jy sal groter werke doen as hy, wat hy op aarde gedoen het. Nou baie mense sê, ja maar pastoor, jy moet ons vertaling verstaan. Die Here bedoel eintlik net, ons gaan meer doen as wat hy gedoen het, want ons het meer tyd. Sê ek, dit mag so wees, maar groter beteken groter. Is die uitdagings van die Bybelse tyd dieselfde as vandag sin? Praat bietjie met jou tiener, praat bietjie met kinders op skool, dan hoor jy waarmee kry hulle elke dag te doen.
Waarmee word hulle gekonfronteer? Dan hoor jy, ek het geen idee om hierdie te hanteer nie. Probeer hulle wiskunde doen. Ek daag jou uit. Dis een van daai, jy gaan hy boek so vat en sê, ok nee, gaan maar aan. Doen maar jou eie ding. Hulle het ander uitdagings. Net so in die wêreld is daar ander uitdagings. Daar's nuwe goed wat gebeur. Daar's nuwe dinge wat plaasvind, want ongeregtigheid neem toe. Daarom moet jy belangrik wees, jy moet op 'n punt wees waar jy sê, Here, u woord sê, ons sal groter wonderwerke doen. Daarom staan ek op die woord. Nou is die skrif wat die meeste verkeerdelik aangehaal word, en mense gaan nou baie kwaad raak vir my, maar hulle moet maar lekker kwaad raak. Die volgende vers 13 en 14. And I, Jesus aan die woord, I will do, I myself will grant, whatever you ask in my name, as representing all that I am, so that the Father may be glorified and extolled in the Son. Yes, I will grant, I myself will do for you whatever you shall ask in my name, as presenting all that I am. Onthou julle die fase in die kerk, waar jy 'n ding claim, en jy frame hom. Here, ek soek 'n rooi Mercedes. Ek claim hom, want u het gesê, ek kan enigiets wat ek vra in u naam kan ek kry, daarom vat ek dit. En die duiwel vat almal op 'n sy spoor, en hy mislei jou in jou verhouding. Dis nie wat die Here gesê het nie. Nou moet ek eintlik my skoene uittrek, nou gaan ek my eie toon optrap. Baie mans kom by my, dan sê hulle vir my, pastoor, die woord sê, ek is die hoof van die huis. Sy sal luister na my. Sê ek, okay, great, het jy die vers klaar gelees? Sê hulle, wat bedoel jy? Lees ek vir hulle, sê hy, soos wat Christus die hoof is van die kerk. Dit gaan nie oor struktuur nie, dit gaan oor karakter. Dit gaan oor jou mens wees, dit gaan oor jou houding, dit gaan oor jou manier hoe jy hanteer, dit gaan oor jou manier hoe jy jou kinders hanteer. En dan, okay, nou is ons nie meer die hoof van die huis nie. Dis dieselfde beginsel wat ons hierso toepas. Die Here sê, ek sal vir jou gee, hy sê, I will grant, I myself will grant. Grant beteken, kom ons lees dit gou vir jou, grant beteken, I will allow, I will authorize, I will guarantee, and I will give it to you as a gift. Whatever you ask in my name, wat is die voorwaarde? Daar staan hy, as presenting all that I am. Hier kom ons by union uit. Hier kom ons by verhouding uit. As ek in lyn is met die woord van God, ek is in lyn met die profetiese woord oor my lewe, ek is in lyn met sy wil, ek het 'n diep verhouding met hom, ek is in gebed met hom, ek spandeer tyd met hom, ons het dieselfde gees, ek sê dit met respek, jy en die Heilige Gees moet so wees, julle moet so wees, dan gaan jy op die punt kom, waar jy dit kan sê, want jy gaan die wil van die Here bid, jy gaan die volmaakte wil van die Here vra. En dis hoe hy daai skrif bedoel het. So dis baie belangrik. Nou goed, ek haas my, maar dis baie belangrik dat ons daarby uitkom en by hierdie deel vandag uitkom. So wat mis ons? Pastoor, wat is die sleutel waarvan jy praat? Dis baie julle vra. In die Bybel is daar 'n stuk, Lazarus is dood. Maria kom by Jesus en sê, die vriend, die beste boesemvriend is oorlede. En die Here vat 'n paar dae om daar uit te kom. Hoekom het die Here gesloer? Het nie gesloer nie, die woord het nou gesê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. So die Vader het nog nie vir hom gesê nie, né? So hier kom dit nou, hy kom daar uit, hy ween by die graf. Ek vertel gou vir julle in detail, hy ween by die graf. En hy sê vir hulle, rol die steen weg. Wat sê Maria? Sy sê, pastoor, sy sê, Jesus, hy sal 4 dae dood. Hy het al ontbind. Hy stink al. Ons kan nie dit doen nie. Wie van julle in hierdie plek se drome stink al? Wie van julle
se profetiese woord is in 'n graf. Jy wil nie daar gaan nie, want dit is te seer. Ek het gestaan op hierdie goed en dit het nie gebeur nie, dit is te seer vir my. Ek het verwerping ervaar. Ek het ervaar, die Here het vir my beloof, maar toe wil hy dit nie vir my gee nie. Wie van julle sin stink al? En die Here sê vir hulle, rol weg die steen. Jesus looked at her and said, didn't I tell you that if you will believe in me, you will see God unveil his power? Kom dit nou, is julle reg? So they rolled away the heavy stone. Jesus gazed into heaven and said, Father, thank you that you have heard my prayer. For you listen to every word that I speak now, so that these who stand here with me will believe that you have sent me to the earth as your messenger. I will use the power you have given me. Kan ek hom vir julle uitlig? Julle het hom klaar gemis. You will see God unveil his power. Dit wat op die altaar gemeng is met die wierook en toe met die vuur van die altaar wat uitvoering bring. You will see God unveil his power. Gaan aan, hy sê, Father, thank you that you have heard my prayer. Wanneer? Wanneer het Jesus dan nou vir Lazarus gebid? Dat hy sê die Here het hom klaar gehoor. En die Vader is een. Have heard is verlede tyd. Is iets wat reeds gebeur het. Nou maak dit mense kop bietjie plat. Maar dis presies die punt, want raai wat? Dit wat in die vlees gebore moet word, is reeds in die gees bewerk. Al wat Jesus gesê het, nadat hy dit gedoen het, sê hy, I will use the power you have given me. Lazarus, come forth. Hy staan op. Hy graf gaan oop, en hy kom uit. Onthou julle die skrif, Filippense 4:6, waar die woord sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en dank en smeking met danksegging bekend word by God. Onthou julle dit? Jesus se eerste woorde, thank you, Father. As Jesus self die beginsel toegepas het, het hy by voorbaat dankie gesê vir dit wat gaan gebeur. So nou is ons in agreement met God. Hier is die missing link waaroor alles gaan vandag. Dit gaan oor, thank you that you have heard my prayer. Nou jy kan nou maklik sê, ja maar, ek het hoeveel keer gebid oor hierdie saak? Ek het hoeveel keer die Here vertrou vir hierdie saak? Nog niks het gebeur nie. So die Here het my gebede gehoor. Hier's 'n beginsel. Hier's 'n beginsel. There is no need to imitate them. Onthou al die ouens in die begin met die woorde wat so baie bid en asof hulle nie God ken nie. Die volgende vers sê, there is no need to imitate them, since your Father already knows what you need before you ask him. Hier is jou beginsel. Jy lank gebid het oor 'n saak. Jy weet dis die wil van die Here. Jy weet alles val in lyn. Hierdie ding wil net nie deurbreek nie. Daai missing link is daar om te koppel by die vuur van die altaar. Ek daag jou uit vanmôre. Ek daag jou uit vanmôre. Onthou die Here ken jou hart. Gaan sak voor die Here en sê, dankie Vader, dat U my reeds verhoor het. Want U ken my hart, en ek het 'n verhouding met U. En die Gees van die Here getuig met my gees. Die oomblik as dit gebeur, vorm my missing link, en die vuur van die altaar kom in die prentjie. Ek het dit die laaste maand seker 3 of 4 keer gesien. En raai wat die beste van alles? Omdat jy dit verstaan. Jesus het dit gedoen vir Lazarus.
Omdat jy dit verstaan, kan jy dit vir ander mense doen. Jy kan saam met hulle bid, en jy staan op daai gebed. Dis nie nou 'n cheat code nie. Dis die woord van die Here. As jy staan op daai woord van die Here, dan breek die Here deur. Dan maak jy daai koneksie. Dan kry jy daai vulkaan wat so uitbars en so groot raak. Want hoekom? Jy raak 'n kanaal vir die krag van die Here. Ek daag jou uit vandag. Daag jou uit. Baie mense kom vir genesing, siekte in hulle liggaam. Hierdie week wat kom, het Shalom 3 mense wat baie groot operasies gaan deurgaan. Baie groot. 3 in ons gemeente. Jy staan baie keer vir genesing. Partykeer moet jy deur die operasie gaan. Dit is nou maar so. Maar ander kere wil die Here goddelik genees. Maar ek daag jou uit. Voor jy vir 'n persoon bid. Sê Here, ons onderskei. Ons is in lyn. Dankie dat U ons reeds verhoor het. Kyk jy wat gebeur. En raai wat, as jy dit klaar gebid het, dan kan jy soos Jesus uitroep daar waar hy sê, net om vir hulle te wys, U het my gestuur. Het die Here jou gestuur? Verseker. Het jy 'n roeping op jou lewe? Verseker. Ek het julle nou gesê, julle gaan groter werke doen as die Here. So die Here het jou gestuur. Raai wat, jy kan sê, I will use the power that you've given me. Lukas 10:19, ek gee vir julle die mag oor al die krag van die vyand. Oor alles. Maar jy moet dit afdwing. Jy moet ook sê, Lazarus, kom uit. In die naam van die Here. En dis waar die verskil is. Die sleutel vir jou vanmôre is dit. Die missing link is, ek is in lyn met God. Hy ken die begeertes van my hart. Ek is in lyn met sy woord. Daarom maak ons doelbewus daai koneksie vas. En die Here gee dit uit op die aarde. En dinge begin gebeur. Dinge begin gebeur. Ek wil vanmôre dit in jou gees inpraat en vir jou sê, moenie moed opgee nie. Moenie moed opgee nie. Gebruik die woord van die Here. Die Here breek al hoe meer van sy woord oop en ons het, ek het dit al hoeveel keer gelees. Maar dit is asof dit versteek was. In plain sight. Het ek dit nooit raak gelees nie. Maar die Here is besig om dit oop te breek. Want die Here wil hê ons as sy kerk moet beweeg in sy wonderwerkende krag. Hy wil hê waar jy kom moet jy verskil maak. Vanmôre gebid in Power Hour en gesê, Here, ons wil hê jy moet in hierdie plek werk soos wat U wil werk. Here, teenwoordigheid, gemanifesteerde teenwoordigheid van God. As jy dit al beleef het in jou lewe, sal jy weet waarvan ek praat. Dat die Here so tasbaar teenwoordig raak, dat die sondaars val en uitkruip vorentoe, om hulle saak met die Here reg te maak, sonder dat iemand hand op hulle gelê het. Dis hoe die gees van die Here werk. Dis wat ons soek. Dis wat ons soek. Moet alles wat ons het. Maar dan moet ons skoon en rein wees. We must be in union with God. En dan gaan baie dinge gebeur. So ek wil afsluit vanmôre. En ek wil hierdie vir jou vra. The missing link will be restored. And the miraculous power of God will be added to your prayer and to your worship. Supernatural flow will happen. Dis die woord van die Here. Dan mag jy hierdie woorde bid oor jou lewe, oor jou omstandighede. Dan mag jy vanmôre uitroep en sê, dankie Vader, dat U my reeds verhoor het. Kom ons staan, almal. Ek wil nou vra, daai ding waarvoor jy al so lank op bid. Ons het vanmôre juist die nagmaal so gedoen, dat jy regkom voor die Here, dat jou geregtigheid herstel word, dat daar nie skeiding is nie. Jy moet verstaan, jy moet verhouding hê met God, want dit is wat hy wil hê. Hy wil meer 'n verhouding hê as wat jy met hom wil hê. Daarom is dit 'n commitment wat jy moet maak. Daar's goed wat jy moet aflê. Daar's goed wat jy moet sê, ek beskou hierdie as drek. Ek gaan dit nie weer toelaat in my lewe nie. Ek wil nie soos die wêreld word nie. Ek wil nader aan God beweeg. Ek vertrou my hele hart, hierdie woord het jou vanmôre nader aan God gebring. Ek vertrou my hele hart, hierdie woord het 'n ding vir jou oopgemaak in jou gees. En daarom wil ek jou vanmôre vra, as jy in hierdie plek sit en jy vertrou die Here vir iets groots, jy weet dis in die volmaakte wil van die Here. Jy het profetiese woord. Jy weet jy's in lyn met God se woord. Jy lewe in geregtigheid.
gaan ek jou vra vanmôre, net daar waar jy staan, steek jou hande in die lug. Net daar waar jy staan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Here, ek bring elkeen van hierdie mense na U toe vanmôre. Vader, ek het die laaste maand het ek gesien hoe dat U kragtadig deurbreek in mense se lewens. Here, ek het gesien hoe dat U deure oopmaak waarvoor daar nie eens gebid was nie. Ek het gesien hoe U geleenthede skep. Here, wat by die mens onmoontlik was. Want ons het daai laaste missing link gedoen. En Here, ons wil vanmôre doen wat U gedoen het, U self. En in elkeen van hierdie gevalle wil ons vanmôre kom en sê, Here, die gebede wat hulle al gebid het vir hierdie situasie is baie. Dis opgehoop by U. U hou dit in veilige bewaring. Ek vra vanmôre, Here, dat die engel van U sal kom en dit sal meng met die worship, met die aanbidding van ons harte. Opregtheid. Here, as dit gemeng is, dan vra ek U vanmôre om die bonatuurlike te doen. So ek kom vanmôre en Here, terwyl ons dit nou doen, vra ons dat U U woord gestand doen in die naam van Jesus. In die naam van in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Here, ek sien in my gees goed skuif in die gees. Ek sien klaar, goed begin skuif, goed begin reg skuif. Goed begin in lyn kom, goed begin in koördinasie kom, in synkronisasie. Here, ons wag vir die groot opdrag. En ek wil vra, as jy staan met jou hande in die lug, sê hierdie agter my aan vanmôre. Sê, Vader, dankie dat U my reeds verhoor het. In die naam van Jesus spreek ek deurbraak, vrymaking, oorwinning, losmaking in Jesus naam. Here, en ons dankie vanmôre daarvoor. Vader, ek kom dan nou en ek vra, Here, reg deur hierdie gehoor, elkeen van hierdie situasies. Here, vir U is dit niks. Dankie dat U dit doen. Dankie vir die vloei van die Gees wat nou beweeg. Dankie, Here, vir mense wat in lyn moet val, vir besluite wat geneem moet word, dat dit nou gebeur. Dankie, Here, vir nuwe geleenthede wat kom. Dankie, Here, vir nuwe velde wat oopgaan. In die naam van die Here. Vader, ek sien die mense in hierdie plek wat dringend op soek is na werk, na inkomste. Dankie, Here, dat U hulle gebede reeds verhoor het. Ja, daar is mense in hierdie plek wat sit by 'n werk wat hulle voel hulle is die enigste kind van die Here daar, omdat hulle is net goddeloosheid. Here het gesê, ons is die sout van die aarde. Ek bid vandag, Here, in die naam van Jesus, dankie dat U hulle reeds verhoor het. Here, ek loof U, ek sit mense met mediese kondisies. Ek kom nou in die naam van Jesus en ek sê, dankie dat U hulle reeds verhoor het. In Jesus naam. Here, daai proses van aftakeling, stop ons draai dit om. En ons maak dit 'n proses van genesing en herstel, in die naam van Jesus. Here, ons loof U, ons eer U, ons prys U naam daarvoor, in die naam van Jesus.